Vader, ons sê sommer net dankie vir die ongelooflike gawe van sang. Dankie dat ons bedien kan word daardeur. Dankie vir die gawe van die teenwoordigheid by ons, die Heilige Gees. Ons wil vra dat U net vir ons sal help om in die woord in te delf, dat die woord vir ons sal oopbreek en dat U ons sal seën vandag. Dit vra ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil graag met julle gesels vandag oor gebed. Kan julle onthou toe julle klein was? Een van die dinge wat ons geleer het was om te bid. Kan ek gesien, kan julle dit onthou? Wie van julle het die Onse Vader geleer toe jy klein was? Steek gou op jou hand dat ons sien. Sien, dat is nogal baie mense, nee. En dan, as ons die Onse Vader gebid het, as jy klaar gebid het, dan is daar gedeelte ons wat jy sê, Here, vergeef ons oortredings. Kan julle dit onthou? En dis waaroor ek vandag wil gesels. Ek wil gesels oor gebed. Want as julle reg onthou, seker so 2 weke terug het ek en Dani gesels oor die nagmaal. En toe het ons gesels en gesê dat as jy 'n Christen word, is al jou sondes vergewe. Maar dan gebeur daar 'n snaakse ding as 'n mens nou daardie boodskap hoor en miskien het jy die CD gekoop en miskien wil jy dit vandag gaan koop want jy wil kyk wat het ons nou eintlik gesê? Het ons regtig gesê as jy 'n Christen word, is al jou sondes vergewe? So jy is welkom om dit te gaan koop agter. Maar miskien het jy daai preek bygewoon en ek en Dani het gesels nog gesê as jy 'n Christen word, is al jou sondes vergewe. En dit het nie vir jou lekker sin gemaak nie, want jy dink toe jy jonk was as jy in 'n gebedsbyeenkoms ingekom het, dan moes jy eers van al jou sondes ontslaa raak. Jy moes eers sê, Here, vergewe my vir dit en vergewe my vir dit en vergewe my vriend vir dit en vergewe daai ou vir dit en dat hulle so lelik is met my en as jy voel jy is nou skoon, dan kan jy nou eers begin bid. En miskien het jy daardie preek van ons geluister en toe eendag lees jy weer die Onse Vader. En jy lees in Matteus 6, Jesus wat praat, hy sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Matteus 6 vers 9 tot 13. En ewe skielik voel 'n mens weer die mekaar. Albei en Dani sê, as jy in Jesus glo, is al jou sondes vergewe. Hier kom Jesus en hy sê, vergeef ons oortredings. Nou vir wie moet jy luister? Wel, my raad sal wees Jesus. Nou moet ons vra, hoekom leer Jesus mense dat hulle moet vra vir vergifnis as albei en Dani nie dit leer nie? Hulle leer iets anderste. En hier is die sleutel. Sê my gou, het Jesus al gesterf of nog nie? Toe hy hierdie gebed vir die mense geleer het. Jesus het nog nie gesterf nie. In die tyd wat Jesus hierdie gebed vir die mense leer, het hulle nog diereoffers gebring om vergifnis te kry. Hulle moes nog oor en oor vra vir vergifnis om weer vergifnis te kry en offers oor en oor bring. En toe sterf Jesus. Toe gebeur daar 'n ongelooflike ding. Toe is daar 'n perfekte offer wat betaal is, wat al die sondes op hom geneem het. En ewe skielik, as jy 'n kind van God word, dan word al jou sondes van die verlede, die hede en die toekoms vergewe en jy ontvang die vergifnis van sonde. Ewe skielik is daar vrede tussen jou en God vir ewig en vir altyd. Galasiërs 4 vers 4 sê dit baie mooi. Dit sê, maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur.
Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Jesus, toe hy gebore was hy gebore in 'n tyd wat mense nog onder die wet was, onder die wet van Moses. So wanneer hy mense leer, dan leer hy hulle onder die wet. Hulle het nog nie verstaan van hierdie ongelooflike genade wat gaan kom nie. Hulle het al gehoor van dit, hulle het al gehoor van hierdie Jesus wat gaan kom, maar elke dag was hulle herinner aan hierdie wet, onder die wet waaronder hulle geleef het. Nou kom ons delf bietjie dieper in die Onse Vader in. Daar's baie mooi goed in die Onse Vader wat ons kan bid. Maar wat ons moet onthou is daai gebed is geleer onder die ou verbond, met ander woorde, toe die wet van Moses nog kragtig was. En kom ons kyk wat sê hierdie gebed. Ek gaan vir jou teruggaan na Matteus 6 vers 14 tot 15. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ek lees nou vir jou 'n gedeelte wat staan net na die Onse Vader. Onthou wat het die Onse Vader gesê? Onse Vader het gesê, vergewe ons oortredings, soos ons ook ander vergewe wat teenoor ons oortree. En baie keer sê ek vir mense, as jy die Onse Vader bid, dan sê jy vir die Here, vergewe my, soos ek ander mense vergewe. Nou dis bietjie scary, want dit sou beteken dat jy vir die Here sê, as jy vir Piet nie vergewe nie, dan moet hy jou ook nie vergewe nie. En dan sê mense, nee, maar Albie, dis nie wat Jesus leer nie. Hy leer iets anders. Dan sê ek, nee, kyk mooi, net na die Onse Vader. Dan lig Jesus dit uit, dan sê hy daai wat ek nou net vir julle gelees het. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Sien julle hoe vreesaanjaend is dit eintlik as jy hierdie gebed bid? Nou die goeie nuus is, ek en jy is nie meer onder die wet nie. As Jesus praat met mense, dan praat hy met mense wat onder die wet is. Hierdie is baie belangrik, want anders te bestaan ons gebedslewe daai, dat ons na God toe kom en probeer regmaak. Omdat ergens het ons die Onse Vader gevat, en ons het gedink is vir ons. Ons het gedink is vir mense wat vandag kerk toe kom, maar dit was nie. Dit was vir mense wat onder die wet geleef het. Dit was vir mense wat geleef het in 'n tyd toe Jesus nog nie gesterf het nie. En as Jesus met hulle praat, dan praat hy met mense wat onder hierdie wet is, wat hierdie wet verstaan, wat geleer word uit hierdie wet uit. Maar ek en jy is op 'n plek waar ons sondes vergewe is. Al ons sondes. En dis hoekom ons praat, as ons praat van vergifnis in die nuwe verbond, dan kom God, en wanneer jy sy kind word, dan gee hy vir jou vergifnis van sonde. Kyk wat gebeur. Ek lees vir jou in Efesiërs. Dis Efesiërs 2 vers 32. Dit sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Jy is klaar vergewe. Dan sê hy, nou in die nuwe verbond, en nou die nuwe verbond is waaraan Christene is. Die ou verbond was waarin die wet van Moses gefunksioneer het en waarin die Israeliete was, en toe sterf Jesus en hy aktiveer die nuwe verbond, en dis waarin ek en jy is, en in die nuwe verbond lees dit, dan sê dit, jy moet vergewe soos Jesus jou vergewe het. Kolossense sê dit ook. Kolossense 3 vers 13 lees, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En nou kan jy miskien voel, maar wat sê jy nou? Wat sê jy nou? Sê jy nou, ewe skielik, Onse Vader is nou slegte gebed. En ek weet dit my hele lewe. Dis reg, jou hele lewe vra jy, vergewe my soos ek ander vergewe.
Dis scary. Maar die goeie nuus is, Jesus het gesterf aan die kruis, en al jou sondes is vergewe. Wanneer jy in daai gedeelte van die Onse Vader kom, dan hoef jy nie meer bang te wees nie. Dan hoef jy nie meer te voel, wat se sondes is daar nou wat ek nie kan onthou nie, waarvoor ek nog moet vergewe word. Wie het ek nog nie vergewe nie? Jy's al iemand wat ek 80% vergewe het, maar nie volle 100% nie. Jy hoef glad nie meer in daai vrees te leef nie. Jy kan die Onse Vader bid en as jy daar kom, kan jy sê, Jesus, dankie dat jy betaal het vir al my sondes aan die kruis. Daar het 'n ongelooflike ding gebeur toe Jesus in Galasiërs 4, as dit praat, hy was onder die wet gebore. Daar het 'n ongelooflike ding gebeur, want hy het gekom om iets te doen. Kom ek lees vir jou. Ek lees vir jou Galasiërs 4, vers 4 tot 5, en dan gaan ek vir jou 6 en 7 ook lees. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore, en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Vers 6. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur, en in ons roep hy uit, Abba! Dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is nou 'n kind van God, en omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Partykeer, as ons nie die goeie nuus verstaan nie, dan bid ons soos 'n slaaf. Ons kom, maar ons is bang. Ons is bang, want as ek kom vir gebed, is ek bang dat daar's miskien iets in my lewe wat verkeerd is. Miskien is daar 'n sonde of iets wat verkeerd is, en dit gaan beteken dat God gaan my straf. Want onthou, slawe word gestraf as hulle nie doen wat hulle moet doen nie. En slawe het nie toegang tot die meester altyd nie. Onthou, ons God is die koning, en hy's nou jou en my Vader, en ons is sy kind, en ons het toegang tot hom, direkte toegang. Daai toegang in die geestesrelm is so groot, dat jy heeltyd in sy teenwoordigheid is. Dit is hoe groot jou toegang is. Jy's heeltyd in sy teenwoordigheid. Omdat ons sy kinders is. Waar 'n slaaf destyds het nie toegang gehad tot die koning nie. Hy kon as hy toegang tot die koning gekry het, kon die koning hom dood laat maak het, omdat hy so arrogant is om in die koning se teenwoordigheid in te kom stap, om in die koning se kamer waar die koning sit te kom instap. Ek en jy is nie meer slawe nie. Binne in ons is die Heilige Gees, en wat hy roep is, hy roep Abba, Vader. Binne in die nuwe verbond is daar 'n gebed wat die Heilige Gees ons leer. Dit is die gebed van kindskap. Nou as jy lees, Romeine 8 vers 15 praat ook oor dit. Dit sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Daar is nie meer vrees wanneer ons bid nie, want ons is kinders van God. Ons is nie slawe nie. Onthou, slawe moes werk om iets te kry. Wat sê die skrif? Ons is erfgename. Ons kry iets waarvoor ons nie gewerk het nie. Ons kry toegang tot God, ons het nie gewerk daarvoor nie. Ons gebede word beantwoord nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons kinders is. Imagine net in jou huis, dat jou kinders kry nie kos as hulle nie werk nie. Hulle kry nie klere as hulle nie werk nie. Hulle mag nie inkom as hulle nie werk nie. Jy sê, as die gras gesny? Nee. Nou maar, laat jy gaan. Jy kom nie vanaand in nie, jy gaan nie eet nie, jy gaan nie klere kry nie, ek ry jou nie môre skool toe nie. Ek doen niks vir jou nie. Jy werk, en as jy gewerk het, sal ek jou beloon. Dis baie keer hoe ons dink. Ons kom met 'n slaafgesindheid in gebed en ons sê, Here, ons bid vir genesing. Ek sal bietjie beter leef. Ek sal ophou drink. Ek sal ophou rook. Ek sal ophou, wat doen ons nog? Ek sal ophou
Jy weet wat jy sal ophou. Verhoor tog net my gebed en ek is jammer oor daai, en ek is so jammer oor daai ding en daai ding wat ek gedoen het, ek wou eintlik vir daai ou sê wat ek vir hom gesê het, maar net ek is nou bang, so ek sal maar sê ek's jammer. Ons is kinders van God. Ons is nie meer slawe nie. Daai gees van slawerny en daai gees van vrees is nie meer veronderstel om in jou lewe te wees nie. As jy bid en daar's 'n vrees van en 'n slawerny gevoel wat by jou kom as jy moet bid, dan beteken dit dat daar's iets van 'n openbaring van die nuwe verbond, van die goeie nuus wat jy nog moet hoor en hoor en hoor, totdat jy kan begin leef soos 'n kind van God. Die vraag wat 'n mens baie keer vra is, "Sjoe Albie, dit was nou 'n paar interessante goedjies. Ek sal eers 'n bietjie moet gaan dink daaroor." Maar dan vra mens, "Maar hoekom moet ons eintlik bid? Want God weet mos alles." So hoekom moet ons nou so verskriklik, haas die grappie van die dronkie wat op sy begrafnis, toe staan sy vriend op en hy sê, hy wil maar net vir almal sê, hy weet almal dink sy vriend was 'n dronkie of 'n dronkaard, maar hierdie vriend van hom het 'n verskriklike goeie gebedslewe gehad. Die kere wat hy daar by hom was, hy sê dat hy so lekker gekuier het, dan kom sy vriend en die skuld oorweldig hom as hy besef hy het nou weer sy hele lewe weggedrink vandag. Dan val hy altyd voor sy bed op sy knieë neer en hy begin bid en hy sê, Here. En dan die volgende oomblik, en dan die volgende oggend as hy wakker word op sy knieë, dan skree hy, Amen! So hy wil maar net vir al die mense sê, sy vriend het 'n ongelooflike gebedslewe gehad en hy dink daarom sal hulle hom nie weier by die poorte nie. Maar ons weet, dis genade wat maak dat ons ingaan. Dis nie jou gebedslewe wat bepaal hoe gelukkig God met jou is nie. Dis nie jou gebedslewe wat bepaal hoe gelukkig God met jou is nie. Want as ons gered is ons kinders van God en daar's geen aanklag meer teen jou nie. En miskien bid daar nie 3 ure 'n dag en ek bid net 15 minute. En ek sien daar's nou party wat skuldig voel want hulle bid net 5. Maar die goeie nuus is omdat jy in Christus is, omdat jy 'n kind van God is, kan jou gebedslewe nie bepaal dat God meer lief is of minder lief is vir jou nie. God is lief vir jou. Maar nou bly die vraag, hoekom moet ons bid? En dis 'n goeie vraag. Kyk gou wat sê Handelinge 17 vers 24. Hy is die God wat die wêreld met alles daarin gemaak het. Hy is die Here van hemel en aarde en daarom woon hy nie in tempels wat met mensehande gebou is nie. Mensehande kan nie na sy behoeftes omsien nie, want hy het aan niks behoefte nie. Inteendeel, dit is hy wat in almal lewe en asem en alles gee. Daai geskenkie wat jy vanoggend gesien het, hy is die een wat gee. Een van God se karaktereienskappe is dat hy gee. Genade gaan daaroor dat jy moet leer om te ontvang. Mense kom baie keer na God toe want hulle wil ietsie gee, hulle wil radikaal raak. Maar God sê nee, ek is die gewer. Jy het niks vir my te gee nie. Ek wil vir jou wysheid gee. Ek wil vir jou liefde gee sodat dit deur jou kan vloei en ander mense dit kan ervaar. Ek wil vir jou vrede gee. As ons na God toe kom, moet ons altyd kom om te ontvang. Dis wat hom bly maak. Want hy wil vir jou genade gee. Genade op genade. So hoekom moet ons bid? Ek dink wat gebeur is, baie keer maak 'n mens 'n fout in gebed en jy dink as ek bid, dan beweeg ek God. Met ander woorde, my gebed moet sterk genoeg wees, my geloof moet sterk genoeg wees, dat ek God kan beweeg. Het jy al ooit so gevoel? En dan voel dit vir jou asof jy hom nie kan beweeg nie. Die waarheid is egter, wat gebeur is, dat wanneer ons bid, is dit die Gees wat ons beweeg het om te bid. Wanneer ek baie probleme het, dan is dit die Gees wat kom en hy beweeg my om te bid en te sê, Here, maar ek het baie probleme. Ons hoef hom nooit te beweeg nie, hy is altyd die een wat eers te beweeg. Die oomblik as jy dink jy wil bid oor iets, is dit hy wat jou beweeg het. Dis 'n Gees.
Wanneer ons dit verstaan, maak dit dat jy nie so moeg raak in gebed nie. Want as jy heeltyd hierdie groot God van die universe moet beweeg met jou gebed, sal jy voel hoe moeg jy raak. Die ander ding is die hoe en die wanneer as ons bid. Baie keer as ons bid, wil ons vir God sê, dis hoe jy dit moet doen en dis wanneer jy dit moet doen. Die realiteit is, hy weet baie beter. Hy kan dinge doen wat ons nie eens aan kan dink nie. So wanneer ek en jy bid, is dit beter om net te sê, Here, help, ek weet nie wat om te doen nie, help my. Maar onthou, soos die Gees jou beweeg om te bid, en jy voel jy moet bid vir daai persoon of hierdie persoon, en jy vat daai tree, want onthou ons praat oor een tree na gebed onder genade. As jy daai een tree vat, dan begin jy 'n journey, want soos jy sê, okay Here, ek voel in my hart, ek wil bid vir daai persoon, en jy begin bid, en dan soos jy bid, ewe skielik, dan begin daar kom insig na jou toe, oor iets wat jy moet bid vir daai persoon. Of daar kom wysheid na jou toe, terwyl jy so besig is om te bid, dat jy die persoon kan bel en sê, luister, ek wil net hierdie vir jou sê, miskien moet jy bietjie oplet hierna. Of het gebeur dat terwyl jy besig is om te bid, en die Gees beweeg jou om te bid, en jy het hierdie desire, hierdie begeerte om te bid, kom daar 'n geloof na jou toe vir iets, en jy kan spreek en dit gebeur, maar jy is in jou binnekamer. Hoekom moet ons vir die regering bid? Want jy kan in jou binnekamer sit, en as die Gees jou beweeg om te bid vir die regering, kan hy vir jou geloof gee vir iets, en jy spreek, en dan gebeur iets bo in die regering, en die Here het jou gebruik. Die derde ding wat ek sommer net met jou wil deel is, as ons praat van Abba, Vader. Weet julle wat doen my kinders in die aand, as hulle wakker word en hulle is bang? Hulle skree, Papa! En voordat hulle oë behoorlik kan oopmaak, staan ek by hulle bed. Hierdie is die gebed wat die Heilige Gees ons leer in die nuwe verbond. As my kinders, as al iets moeilik is, dan skree hulle net, Papa! En ek is daar. As hulle my iets verwys, dan sê hulle, Papa! En ek is daar. God is ons Papa en hy is heeltyd daar. Nog voor ons sê, Abba, Vader, is hy daar. So hoekom bid ons? Omdat die Gees ons beweeg. Dis hoekom ons bid. Ek wil jou aanmoedig, as jy op 'n plek kom in jou lewe, waar jy voel jy weet nie wat om te bid nie. Jy is miskien oorweldig met die lewe, jy is oorweldig met dinge wat in jou lewe is, jy voel miskien stikkend. Jy weet nie wat om te bid nie. Jy weet nie wat jy kan doen nie. Al wat jy hoef te sê is, Abba, Vader, Papa. En dan kan jy weet dat hy is by jou. Amen. Vader, ons bid vir die gebedsbediening. Ons bid vir Janet. Ons vra dat U deur die Heilige Gees mense sal beweeg om te bid. Soos kinders van God. Nie omdat daar pressure is nie, nie omdat iemand sê jy moet nie, maar omdat die Gees ons beweeg. Help ons om sensitief te wees vir die Gees. Help ons om saam met die Gees te beweeg. Dit alles vra ons in die naam van Jesus Christus. Amen.